gelos en saam Jesus beweeg. Van plek tot plek het hulle die evangelie verkondig, Jesus die evangelie verkondig, en hy was, en hulle was met hom, die 12 was oral saam met hom, maar op 'n dag word Jesus gevange geneem. Toe die 12 disciples wat saam met hom was, het nie meer die paadjie saam met hom geloop nie. Hulle het kontak verbreek saam met Jesus Christus. Selfs Petrus het gesê, toe die haan 3 keer kraai, wat Jesus ons sê, as die haan 3 keer kraai, gaan jy my verraai. Op die punt dat die een wat die liefste en vol op die waar was, wat so bold was, wat so kragtig was, het gesê, Here, waar u ook al gaan ek saam met u. Het Petrus, het Jesus hom gesê, Jesus het van hulle gevra, dat sal julle altyd saam met my gaan, sal julle einduit saam met my loop, reg? Maar selfs hy het vir Jesus verraai, reg? Voordat toe Jesus gekruisig was, toe kom 'n vrou na hom toe en sê, is jy nie een van hulle nie? Is jy nie een van die disciples nie? Is jy nie een wat saam Jesus Christus beweeg het nie? Sy antwoord was nee. Sy volgende antwoord is weer nee. Ek ken hom nie. Die een wat vir 4 jaar saam met Jesus beweeg het, oral, wat close was saam met hom, wat hom vastgehou het, wat saam met hom, wat hom aanbid het, wat hom geprys het, wat die wonders gesien het, wat opgeskrywe staan in die Bybel. Hy het Jesus verlaat. Reg? Hy was nie bold enough nie. Maar by die uitstorting van die Heilige Gees sien die mense 'n ander prentjie van hom. Reg? Dat sê, ons gaan verder. Daar het godsdienstige Jode uit, Jode is Jode, nie 'n ander nasie nie, het sê Jode, uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Sien, wat gebeur het die uitstorting van die Heilige Gees? Tonge van vuur het op elkeen gaan sit. En die reaksie was, hulle het in ander tale gepraat, vreemde tale wat hulle nie self verstaan nie, maar het sê dat hierdie taal was vir hulle gegee deur die Heilige Gees. So hulle was nommer 1 gevul deur die Heilige Gees. Nommer 2 is, hulle praat in tale. Hulle spreek wat die Here vir hulle sê. Die Here spreek eintlik deur hulle. Nou hoe klink dit? Elkeen praat in 'n ander taal. So hulle is by mekaar, langs mekaar, staan of